Ons het by die Oranje Ontwikkelingsmaatskappy tot die slotsom gekom dat Oranje voldoen eintlik aan al die voorwaardes vir ekonomiese ontwikkeling. Ons het so 10 voorwaardes hier uiteengesit vir ekonomiese ontwikkeling. Dit is wat jy nodig het om ekonomies te kan ontwikkel. En Oranje het voldoen daaraan. Daarom het ons ook by die punt gekom by die Oranje Ontwikkelingsmaatskappy waar ons sê, hoorie maar, ons hoef nou so bietjie minder te fokus op die voorwaardes en eerder te kyk na die versnellers. Hoe kan ons versnelde ekonomiese ontwikkeling kry om mense hier te vestig en groei te bewerkstellig? Nou die eerste ding, toe ek na hierdie model kyk en ons hom gefinaliseer het en hom so 'n bietjie baie diep deurgaan en oordink, ek dink al die jare wat ons almal al bou aan Oranje, ons is vanjaar 35 jaar besig met Oranje. Ek kyk na hierdie lysie goed, toe het ek skielik dit by my gedaag, maar ja, dis hoekom dit so moeilik was om Oranje te bring tot waar ons vandag is. Dis enorm uitdagend gewees. Want as jy na hierdie voorwaardes kyk vir ekonomiese ontwikkeling, dan lê dit op die terrein van plaaslike owerheid, dit lê op die terrein van gemeenskapsinstellings, wat die nodige voorwaardes moet skep vir ekonomiese ontwikkeling. En dit moes ons doen in 'n omgewing waar ons baie beperkte hulpbronne gehad het. Ons kon dit nie met beleggersgeld doen nie, ons moes met bydraegeld doen, moes ons hierdie voorwaardes skep, wat die basis kon lê vir 'n volgende fase van groei. As ons kyk na die eerste een wat sê goeie regering, ons munisipale dienste, ons beleid en beleidssekerheid en al daai tipe goed, dis wat ons moet doen met ons owerheid, met die dorpsraad, die OVR en ons ander owerheidsinstellings in Oranje. Met min hulpbronne moes ons hierdie dinge skep. Infrastruktuur is ook verantwoordelikheid van ons owerheidsinstellings, waar ons moes eie waternetwerke, rioolnetwerke, eie energie en al daai tipe goed skep. Ons moes 'n veiligheidsstruktuur skep, ons moes 'n regsorde skep, interne regstelsel, wet en orde, verblyfreg en alles wat daarmee saamgaan. Ek hoef nie eers te praat oor die mense wat direk betrokke was by die skole in Oranje nie, private onderwys wat ons moes skep, en alles wat daarmee gepaard gaan. Klomp sulke tipe goed. Ons moes kapitaalinstellings skep, ons het OSK, en van ons ander instellings wat dit doen. Noodsaaklike dienste. Jy weet, ons het nou sterk inisiatief vanuit ons gemeenskap om ons medies op 'n volgende volhoubare vlak te bring, die Oranje gesondheidsorg. Jy weet, 'n klomp mense wat inisiatief geneem het uit die gemeenskap en net gesê het, hoor hierso, dis nodig dat Oranje se medies na 'n volgende vlak beweeg. Dis 'n voorwaarde vir ontwikkeling sonder goeie mediese sorg. En hulle het net begin, daar was nie 1 sent in die bank nie, hulle het net begin. En dis aan die loop. Daar gaan seker nog baie gesweet word, daar gaan nog baie hulpbronne ingaan, daar gaan seker nog baie trane vloei, maar die inisiatief is aan. Ek kyk na bejaardesorg wat omtrent so 5 of 10 jaar terug tot stand gebring is. Is net begin, die bejaardes is versorg, die fasiliteite is geskep. Vandag het ons 30 mense in ons versorgingseenheid, met 'n waglys en die volgende fase van ontwikkeling staan voor die deur. Die kontrakte word nou geteken en die ontwikkeling van die woonstelle gaan begin. So, ekonomiese ontwikkeling is nie 'n eenvoudige konsep nie. Dis nie 'n kwessie van, wel, dit moet net gedoen word, asof suksesvolle ekonomiese ontwikkeling in 'n vakuum plaasvind nie. Met ander woorde, al wat jy moet doen is jy moet net 'n klomp fabrieke oopmaak en hulle skep 'n klomp werk en dan het jy ekonomie en dan gaan dit. Daar's 'n klomp goed wat moet gebeur en hierdie modelletjie, vat hom gerus saam, kyk hom 'n bietjie deur. Hierdie modelletjie sê vir jou, wat is die voorwaardes wat geskep moet word? As ek terugkom na my punt oor opoffering, wat jy so bietjie meer insit as wat jy uitkry, dan sê ek, dit was die geskiedenis van Oranje, ek dink dit gaan nog 'n langerige geskiedenis van Oranje wees. 'n Klomp mense wat net bereid is om meer in te sit, om uiteindelik die opbrengs op hulle arbeid dalk later te kry, of die volgende geslag gaan dit kry. Dis deel van opoffering. Jy sit partykeer in, en jy self kry nie eers die vreugde van die koelte van die boom, of die vrugte van die boom nie, 'n volgende geslag kry dit. En so kom groot politieke idees tot stand. So word groot politieke werklikhede geskep, met mense wat belyn is met 'n groot idee en bereid is om dit te doen. Daarmee saam natuurlik die baie sterk kwantitatiewe goed, soos Andries in sy bydrae gesê het, jy moet kan weet, jy moet winsgewend wees, en al daai tipe goed, daar's nie 'n manier dat jy op die langtermyn, die sosialisme dink jy kan net aanhou verbruik, maar ons weet dit is onmoontlik. Hulpbronne het 'n beperkte leeftyd
jy nie mooi daarmee werk nie, raak dit op en dan armoede is jou voorland. Maar dis die goed wat geskep is. En ons moet Orania nou begin bemark. Ons moet die gesprek van Orania bietjie meer skuif van die politieke na die ekonomiese. En daarom was ek so dankbaar dat Joost hulle ook gekies het om hierdie jaarvergadering vir ons die tema van die ekonomiese op die tafel te sit, want ek dink nie die politieke en ons idee wat ons uitdra moet ons enigstens die voet van die pedaal afhaal nie, want ons moet nog steeds ons mense mobiliseer tot hierdie politieke idee, maar ons sal die voet op die brandstof sal ons meer moet sit vir ekonomiese ontwikkeling. Want hier is ons baie moeite gedoen om hierdie dinge in plek te kry. Op elkeen van hierdie punte kan ek vir jou omtrent sê, voldoen Orania aan die vereistes. Ons voldoen nog nie vereistes sê maar vir 'n dorp vir 10.000 nie, dan moet infrastruktuur as een voorbeeld moet natuurlik geweldig uitbrei. Dit sal weer druk op jou regsorde plaas en 'n klomp ander tipe goeders, jou kapitaalvorming en al daai tipe goed, maar laat dit dan groei soos wat die dorp en sy ekonomie groei. So uit hoofde dan hiervan, van Orania wat aan die voorwaardes voldoen, kom ons praat nou oor versnelling. En as ek myself net weer kan onderbreek vir ons by die ontwikkelingsmaatskappy, sal ons nog steeds ons bydrae lewer tot hierdie 10 voorwaardes vir ontwikkeling, want die instellings moet ook steeds groei. As jy draai bo jou instellings se vermoë uitgroei, dan gaan jy agterkom dis weer 'n bottleneck, dan gaan dit ontwikkeling terughou. So die 10 voorwaardes, dit wat in plek moet wees vir ekonomiese groei, moet ook heeltyd aandag kry. Dis deurlopend. Maar ons moet 'n fokusverskuiwing nou kry na versnellers toe wat kan werk skep en ekonomiese ontwikkeling doen. En dit het ek op die volgende bladsy uiteengesit. En dit is nou maar die Orania Ontwikkelingsmaatskappy se 5-punt plan vir versnelde ekonomiese ontwikkeling. En dat ek miskien net iets sê oor die Orania Ontwikkelingsmaatskappy en net in terme van ons selfbeeld, hoe ons onsself sien. Die Orania Ontwikkelingsmaatskappy sien homself net as een van die ontwikkelingsinstellings van Orania. Elkeen wat by Orania betrokke is, of jy nog nie woon nie, of elkeen wat in Orania woon, elke instelling, elke besigheid is wat my betref mede-ontwikkelaar van Orania. Ons is een daarvan. Hierdie is ons 5-punt plan en dis waarop ons hulpbronne sterk gaan fokus. Eerste is tersiêre en beroepsopleiding. Paul het dit baie mooi uiteengesit. Ons belê reeds baie geld in bokere opleiding. Ek dink dit het reeds 'n groot impak op die ekonomie van Orania. As ek my sommetjie maak wat nou 'n bietjie meer liberaal as Paul se is, elke student spandeer minstens R5.000 'n maand in Orania. Ek dink is meer as jy verblyf en studiegelde en kos en alles. Maar as jy op R5.000 werk teen 250 studente, is dit 1,25 miljoen wat reeds per maand in die ekonomie in Orania invloei. Dit sluit uit die werksgeleenthede wat hier geskep word en dis 'n ander baie belangrike ding. Bokeroo skep middelklas werksgeleenthede. En ons het behoefte aan Orania aan 'n sterk middelklas. Dis in 'n sekere sin maklik vir die mense in intreevlak poste om na Orania toe te trek. Jy kom agter, sulke mense beweeg vinnig, hulle kom ook vinnig en hulle gaan partykeer vinnig weg ook en dis vir 'n persoon wat finansiëel selfstandig is ook baie maklik om in Orania te vestig, want hy beskik oor die finansies. Die middelklas vestig nie so maklik en daar's 'n rede vir. Die middelklas is afhanklik van 'n sekere inkomste, sekere behoeftes, ten van sy kinders se opleiding, sy uitgawes, sy medies en al daai tipe van goeders. En die middelklas sal oor tyd vestig as ons dit regkry om middelklas werksgeleenthede te skep. Opleiding bied die geleentheid om ook 'n sterk middelklas in Orania te vestig. Ons vertroue is dan ook uit tersiêre opleidingontwikkeling kan daar verwante bedrywe ontstaan, soos wat mense kom en mense vestig. Om net by Werner se punt aan te sluit, ons het eendag vir 'n persoon wat baie direk betrokke was by in Israel gevra wat was een van hulle planne om ekonomiese ontwikkeling te bevorder. Hulle het gesê ja, hulle het net behuising gebou. Hulle het aanhou behuising bou. Sê jy, hoe werk dit? Mense kan tog nie net kom bly en moet werk ook. Jy het gesê in elke 20 gesinne wat hulle daar gevestig het, was een entrepreneur gewees. En daai persoon het dan inisiatief geneem, besighede tot stand gebring wat uiteindelik werk geskep het. So, hoe meer mense ook net gewoon gaan hê, op welke wyse ook al. Dit sluit aan by jou punt. Hoe meer entrepreneuriese vaardighede gaan jy en ontwikkeling. So, ekonomiese ontwikkeling lei tot vestiging, maar vestiging lei ook tot ekonomiese ontwikkeling. Dis jou punt.
Dan die tweede projek waarin ons geld gaan belê, is aftreegeriewe en bejaardesorg. Daar is ons in strategiese vennootskap met Karoosig bejaardesorg. So ons evaluering van Karoosig is dat hulle het reeds die eerste fase van die aftreegeriewe en eintlik meer die bejaardesorg het hulle suksesvol ontwikkel, 'n suksesvolle versorgingseenheid gevestig. Nou moet verder ontwikkel. Die plan van Karoosig, en daarbey gaan ons dan inskakel met 'n belegging om ook versnelling daar te kry, is woonstelle, en eintlik moet ons ook selfstandige wooneenhede, 2 slaapkamer wooneenhede kan ontwikkel. Uiteindelik moet dit moontlik wees vir 'n persoon om hiernatoe te kom, oortentlike huisie te kom, as hy nog selfs hy of die gesin of die man en vrou selfstandig is, maar dan moet 'n duidelike pad wees, amper soos wat jy skool gaan. Jy skakel graad 1 in, jy weet jy kan tot 'n matriek daar vorder. Jy moet wat bejaardesorg, moet jy weet jy kan op 'n plek inskakel wat op daai stadium voldoen aan jou behoeftes in terme van jou fisiese en psigiese gesondheid, maar jy die vooruitsig die dag as jy versorging nodig het, gaan daar iemand wees wat jou kan help. Hierdie eerste 2 projekte waarop ons geld investeer en wat ons gaan ondersteun in ontwikkeling, vestig mense in Orania wat finansiëel selfstandig is, en dit maak ons sterk. Die student word hoofsaaklik gedra deur sy ouers en deur beurse, so hy is nie primêr afhanklik van Orania se ekonomie nie, en die persoon wat aftree het waarskynlik finansiële beplanning daarvoor en is finansiëel selfstandig. Dit lei tot mense wat hier vestig, dit lei tot die versterking van koopkrag, waaruit volgende geleenthede kan ontstaan. In terme van ontwikkeling is dit belangrik om te verstaan dat ontwikkeling is 'n organiese proses. Een ding lei tot die volgende. Hoe meer mense, hoe meer geleenthede, hoe meer nuwe goed. En hierdie is gewoon die goeders wat die Orania Ontwikkelingsmaatskappy op gaan fokus en wat hopelik tot meer vestiging sal lei. Die Stadsboufonds wil ons sterker uitbrei om Orania se infrastruktuur verder te ontwikkel. Die Stadsboufonds is 'n projek wat ons aanpak in samewerking met die Orania beweging en ons vra vir bydraes daar. Op die oomblik word die Stadsboufonds gefinansier uit eie bronne van die Orania Ontwikkelingsmaatskappy. Ons kon reeds ruim bydraes maak tot optiese vesel in Orania, die optiese veselnetwerk, tot padinfrastruktuur. Ons kon 'n belegging doen in Orasol in terme van Orania se energieselfstandigheid en ons wil nog meer doen. Infrastruktuur lê die basis vir ekonomiese ontwikkeling. En indien infrastruktuur nie tred hou en byhou met ekonomiese ontwikkeling nie, dan gaan dit ekonomiese ontwikkeling strem en 'n plafon plaas. So die Stadsboufonds moet sterker uitgebou word rakende ontwikkeling. Dan het ons 'n beleggingsmaatskappy vir Orania tot stand gebring, Eendracht Beleggings. Ons is nou besig om hom te finaliseer, sy akte van oprigting en alles. Ons het in Eendracht Beleggings reeds beleggings van ongeveer 150 miljoen. Ons wil hom nog verder uitbou. Ons het in Eendracht Beleggings plaas ons aanleenlik beleggings in Orania waarop ons 'n kommersiële opbrengs kan verdien. So nie alle beleggings wat ons daar het voldoen aan die vereistes van 'n kommersiële opbrengs nie. Voorbeelde van die beleggings wat ons reeds daar het, sluit in van die geboue wat ons ontwikkel het in Orania, wat ons aan Bokerhoe opleiding verhuur. So ons het ook 'n armlengte verhouding met Bokerhoe opleiding. So ons het nie nodig om Bokerhoe opleiding te kapitaliseer in terme om sy eie geriewe te ontwikkel nie, maar hy moet 'n kommersiële huur kan betaal en ons doen die kapitalisering met 'n ander voertuig. Gannabos is 'n projek wat ons ontwikkel het, intreevlak behuising, woonstelle, en Gannabos is vol, is 100 woonstelle wat ons daar het. Dis ook 'n belegging waarop opbrengs verdien word en hy is ook deel van die Eendracht beleggingsgroep. En laastens het ons binne die ontwikkelingsmaatskappy 'n ontwikkelingskantoor gevestig met 'n sterk fokus op beplanning, ontwikkelingsbeplanning, belegging en ekonomiese ontwikkeling. En die doel daarvan is ondersteuning aan bestaande besighede en veral nuwe besighede, mense wat jy wil vestig, 'n besigheid tot stand wil bring en graag meer wil weet oor die konteks van Orania, hoe werk besigheid hier, hoe is kapitaal beskikbaar, hoe lyk arbeid, elke omgewing het sy unieke omstandighede en uitdagings, dieselfde geld vir Orania, om in die res van die land se ekonomie
besigheid te doen verg sekere bepaalde vaardighede, daar's 'n bepaalde konteks, sekere omstandighede stem ooreen met Orania sin, maar seker is verskil baie radikaal. Ek het al baie suksesvolle sakemanne in Orania raakgeloop, wat elders baie suksesvol was, en net vir my gesê, hoorie maar, jong, hier's 'n bietjie anders, en ons wil daai begeleiding en ondersteuning doen. En daar's gepraat oor mense, die belangrikheid van mense. So hierdie kantoor van ons het ons dan ook met die regte mense ingespan daar. Wat ruimtelike beplanning betref, het ons vir Neil de Klerk. Hy is hoof van ons ruimtelike beplanning. Hy's 'n siviele ingenieur. Hy kyk na al ons beplanningsgoed, ons stedelike kern, behuising, kantoorruimte, nywerheidserwe, nywerheidsgeboue, nywerheidskorwe, al daai tipe goed. Hy is ons ruimtelike en infrastruktuur beplanning, die hoof daarvan. Dan vir Werner het julle reeds ontmoet, hy is ekonom, hy is ook dan in ons ontwikkelingskantoor. Werner kyk na ekonomiese ontwikkeling, ekonomiese prosesse, bottlenecke in die ekonomiese ontwikkeling, wat ons moet verwyder, ook na geleenthede. Watter geleenthede is daar? Want ons moet ook in terme van ekonomiese ontwikkeling, moet ons op die goed fokus wat Orania mededingende voordeel op het. Ons kan nie net dink ons gaan gewoon soos enige ander plek, ons ekonomie gaan net gewoon soos enige ander plek lyk nie. Ek dink byvoorbeeld 'n hoë industriële stad sal ons nie kan bou nie. Ek dink ons het die mededingende voordele daarop nie. So Werner kyk daarna, en ook dan begeleiding van besigheidsmense waar ons hulle kan bystaan om hier te vestig en begelei. En dan het ons ook vir Appie Pinaar wat baie meer tyd ook in ons kantoor spandeer, en ons wil graag ons beleggingsbasis uitbrei dat ons kapitaal vermoë kan versterk om meer dinge te doen. Opsommend kan ek dan sê, hier sien jy wat die voorwaardes is. Ons by die Orania Ontwikkelingsmaatskappy dink Orania voldoen aan die voorwaardes vir versnelde ekonomiese ontwikkeling. Dis ons almal se taak om te kyk hoe ons 'n bydrae kan lewer tot die ontwikkeling van Orania, sodat ons uiteindelik ons politieke ideale kan bereik. Dankie.